Op die 15de April 2019 het ons almal vasgenaal gesit voor ons televisieskerms. Dit was 'n besonderse dag in die geskiedenis, want dit was die dag net na Palmsondag, die eerste dag van die lydingsweek. Ons noem dit ook Heilige Week. En wat hierdie dag besonders gemaak het in die geskiedenis van die Christendom, is dat een van die wêreld se grootste kathedrale, die bekende kathedraal in Frankryk, in Parys, die Notre Dame, op daardie dag 'n brand beleef het. Daar het 'n brand op daardie dag begin. En ons almal was vasgenaal voor ons televisieskerms, want aan die een kant wou ons gesien het hoe dit lyk as so 'n verskriklike kathedraal deur 'n brand verteer word. Maar aan die ander kant het ons gerou. Ons het gerou saam met die mense van Frankryk. Ons het gerou saam met die talle gelowiges wat vir eeue en eeue en eeue in daardie gebou 'n spirituele of 'n geestelike tuiste gevind het. En ons het ook gerou saam met die internasionale Christelike gemeenskap, want 'n groot landmerk van die Christendom het daardie dag gesterf. Maar die goeie nuus is dat op die 7de Desember 2024, net verlede jaar, aan die einde van die verlede jaar, net betyds vir Kersfees, het die Notre Dame kathedraal weer oopgemaak, nadat daar 'n groot klomp restaurasiewerk aan daardie kathedraal gedoen is. Ja, daar is nog hier en daar 'n bietjie werk wat aan die kathedraal gedoen moet word, maar hierdie kerk het weer oopgemaak. En uiteindelik het ons 'n sentrale tema gesien voor ons oë afspeel van die Christendom: dood wat lei tot nuwe lewe. 'n Mens kan in 'n sekere sin sê dat hierdie kathedraal 'n opstanding beleef het. En dit is juis 'n sentrale tema in ons geloof ook. Dood wat oorgaan tot nuwe lewe, dood wat lei tot 'n opstanding. Ons glo mos dat dood nie die finale sê het oor ons as mense nie, maar dat daar altyd nuwe lewe is, dat daar altyd 'n opstanding is wanneer ons met Christus Jesus te doen het. En uiteindelik sien ons ook iets hiervan in vandag se skrifgedeelte. In Handelinge 9 het ons te doen met 'n tipiese dood wat lei tot nuwe lewe verhaal, alhoewel dit nie op die eerste oogopslag so lyk nie. Maar wanneer jy 'n bietjie dieper na hierdie gedeelte kyk, dan sal jy dit raak sien. Saulus het net een doel in sy lewe gehad vir hom, en dit was om elke liewe gelowige, elkeen wat op die weg was, en dit is die naam wat die eerste gelowiges, die eerste Christene gehad het. Sy doel was om hulle totaal en al uit te roei, om hulle te vang en hulle na Jerusalem toe te neem, en uiteindelik hulle dood te sien gebeur. Dit was die enigste doel wat Saulus in sy hart, in sy lewe gehad het. Maar op pad Damaskus toe, om te gaan doen wat hy nog die heeltyd gedoen het, om Christene te gaan arresteer, het hy 'n besonderse ervaring van Jesus Christus gehad. En hierdie ervaring het veroorsaak dat hy blind geword het. Saulus word toe met die hand gelei in Damaskus in, en hy gaan toe in 'n Reguitstraat, die straat se naam was Reguitstraat, gaan hy in 'n persoon se huis tuis, terwyl hy moes gewag het. En die vraag is, waarvoor moes hy wag? Die Here praat in die tussentyd met 'n gelowige, sy naam was Ananias, en die Here gee vir Ananias die opdrag dat hy na Reguitstraat se huis toe moet gaan, daar waar Saulus homself bevind het, en dat hy daar dan nou vir Saulus gaan liefde moet bewys. En wanneer hy dan nou by hierdie huis in Reguitstraat aankom, iets wat hy aanvanklik eers oor geprotesteer het, want hy het geweet dat Saulus die man is wat Christene doodmaak, het hy in die huis ingegaan, en hy het Saulus aangeraak en hy het hom broer genoem. En ek glo dat dit op daardie oomblik was waar Saulus Paulus geword het, waar dooie Saulus 'n opstanding in sy lewe beleef het, en dat hy nuwe lewe gekry het, en dat hierdie nuwe lewe voortaan onder die naam van Paulus sou gebeur het. En ons almal ken Paulus se verhaal verder baie goed, hoe hy verander het van vervolger van die kerk, vervolger van gelowiges, na 'n uitbreider van die kerk en 'n kerkplanter reg oor die wêreld. En hoe hy ook nuwe lewe vir die Christendom gebring het, daar oral waar hy gegaan het, en dat die Here deur hom ongelooflike dinge bereik het. Jy sien, in elkeen van ons se lewens kom daar tye waar ons moet rou oor dit wat al dood is. Dalk is dit 'n verhouding wat verby is, dalk is dit 'n vriendskap wat verby is, dalk is dit 'n geliefde wat ons aan die dood afgestaan het en ons moet deur daardie rouproses kom, wat ook al dit is, of dit dalk 'n tyd is in ons lewe wat verby is, wat ons nooit weer in ons lewe gaan kry nie. Dit is nodig dat ons oor daardie dinge rou, dit is nodig dat ons vir dit totsiens moet sê.
Maar ons glo ook natuurlik in opstanding, omdat ons gelowiges is. En dalk moet ons so goed as moontlik rou oor dit wat dood is, sodat ons hande oop en ontvanklik genoeg kan wees vir die nuwe wat oor ons pad gaan kom, vir die nuwe lewe wat die Here dalk vir my en jou wil bring. So rou oor die dinge waaroor jy moet rou, sodat jy die nuwe lewe wat op jou pad gaan kom, wat die Here gaan bring, kan ontvang en daaroor dankbaar kan wees. Hemelvader, baie dankie dat ons vandag weer kan hoor dat dood nie die finale sê het oor ons lewens nie, omdat Jesus Christus die dood oorwin het. Vader, dankie dat daar aan die einde van elke dood ook 'n opstanding is. Nie net in Saulus se lewe wat Paulus geword het nie, maar ook in ons lewens. Vader, wil U ons oë oop en ontvanklik maak, maar meer nog ook ons hande daarvoor. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag 'n tyd uit jou dag uitgeneem het om saam met my te kuier. Ons kuier verseker gou weer.